Ek verstom my oor hierdie klomp blankes in Suid-Afrika, en sê ja in Amerika ook, maar lyk vir my hulle het minder van 'n probleem as hier in Suid-Afrika, wat glad nie verstaan die situasie in die Midde-Ooste nie. Hulle praat agter hulle predikante, hulle baalpriesters, hulle politici in die koerante aan, wat vir jou net sê, hoe swak ingelig is die klomp blankes in Suid-Afrika. Hulle maak die domste uitsprake. Nou is dit interessant, dat in die Midde-Ooste, is daar een land wat definitief kernwapens het, en wat al baie jare kernwapens het. Ten minste 400 plofkoppe. En dit is die Joodse staat. Nou, hulle het die kernwapens gesteel, hulle het die Iran gesteel daar by die Amerikaners, dit is wel bekend, die dokumentêre is daar op YouTube, jy kan dit gaan kyk. En tot op hede het hulle nog nooit erken of ontken dat hulle wel kernwapens het nie. Maar dit is 'n welbekende feit. Hulle het tot 'n whistleblower gehad, wat daaroor gepraat het, en toe het hulle hom baie lank toegesluit, en so aan. So, hierdie goed is bekend, en dit is by die Dimona fasiliteit daar in die woestyn area, het hulle die kernbomme gebou, en ja, hulle het 'n doktrine waar volgens hulle die hele wêreld kan bom met kernbomme, indien hulle voel dat die Joodse staat nie langer gaan voortbestaan het. Dit wil sê, hy is besig om te sink. Nou, ja, wat interessant is, hulle kla so oor die Iranese mag nie kernbomme hê nie, maar die ouens wat oorlog maak in die Midde-Ooste is nie die Iranese nie, dis die Jode. So, nou, die Iranese het nog nooit gevra vir 'n kernbom nie, en hulle wou nog nooit 'n kernbom hê nie. My persoonlike opinie is, hulle moet 'n kernbom kry, dan sal die VSA en die Jode hulle nie so maklik aanval nie. Maar wat nou interessant is dat Iran het gedreig om die Dimona kernfasiliteit, dit wil sê daar waar die kernbomme gestoor is, en daar waar hulle gebou word in die Joodse staat, dat hulle dit sal bom. As die VSA en die Jode staat, die Blue State, nie ophou met hulle idees oor regime change in Iran nie. En hier is 'n baie belangrike waarskuwing, want kan jy nou dink, as daar 'n hele aantal kernplofkoppe is in die woestyn, ek dink is in die Negev woestyn, daar in die Joodse staat, en daar val 'n missiel of 2 daar, en ons sien dat die Iranese baie suksesvol is met die missiele, wat deur die sogenaamde Iron Dome kom, wat in elk geval 'n klomp twak stories is. Die Iron Dome kan geen missiel terughou nie, nie 'n drou nie, dis 'n absolute krisis. Hulle het al die jare die Joodse burgers in die Jode staat, het hulle gebreinspoel, en gesê, maar moenie worry nie, ons kan aanval wie ons wil, ons gaan niks oorkom nie, want ons het die Iron Dome, en die David Sling, en ons het die Saad missiles, en so aan. Ja, dit is 'n groot klomp nonsens. Op die ou ende van die dag, is dit baie duidelik, dat die Iranese geweldig suksesvol is, en op hierdie stadium skiet hulle nog die ou missiele, hulle skiet nie eers hierdie nuwes nie. Die Iranese het hypersonic missiles, die VSA het nie eens hypersonic missiles nie. Maar hoe dit ook al sê, hulle is toe gewaarsku, die berig is uitgestuur, en nou is dit vir my die bekommernis, en ek is nie die enigste een wat hieroor praat nie, daar's baie van hierdie analiste wat sê, dit bekommer hulle geweldig, want die Jode gaan nie hierdie oorlog teen Iran kan wen nie. Wat beteken, hulle mag moontlik begin om heeltemal rogue te gaan. Hulle is daar 'n rogue state, maar hulle is soos 'n kat op 'n warm sinkplaat. Hulle het nou hierdie oorlog begin, Netanyahu begin hierdie oorlog, sodat hy in beheer kan bly, want hulle wil hom aankla vir korrupsie en bedrog, en dan gaan hulle hom lank toesluit. Dit is die plan op die tafel. Sy tydperk om in die Jode staat aan te hou bestaan as regerder is baie na aan die einde. Die ou wat by hom sal oorneem is hierdie Naftali Bennett, en dan sal die oorlog teen Turkye begin, soos wat ek ook al voorspel het, en ek is nie die enigste een wat sê, want dat dit kom nie. Maar, die groot probleem is dat die Jode, behalwe dat hulle trigger happy is in staat om die Samson Doctrine, of die Samson Option
wat jy dit ook al wil noem, uit te voer, waar volgens hulle die hele wêreld sal bom met hulle kernbomme, indien hulle voel, hulle as staat kan nie meer oorleef nie. So dis 'n baie ernstige dreigement vir die res van die wêreld. Soos 'n manier waarop hulle die wêreld gijslaar hou. En hulle het onlangs weer die VSA gedreig met kernbomme, en ek het nou nog nie 'n video daaroor gemaak net wat hulle doen, en hulle het hulle gedreig met kernbomme ook in 1973. So elke keer wat die VSA nie wil deel raak van die Jode se oorlog nie wil deel raak nie wil wapens gee nie, sê luister, dis julle oorlog, julle sleep ons elke keer in by hierdie oorlog, dit is nie ons oorlog nie, Iran is nie die vyand van die VSA nie, al sê Trump wat, Trump kan tog so twak praat deesdae. Dan dreig die Jode om hulle te bom. So die Amerikaners het 'n baie snaakse vriendskapsverhouding, bondgenootskap met die Jode, dat hulle Jode is bereid om die VSA te bom, indien die VSA nie bereid is om saam met hulle hierdie oorlog te voer nie. En ons weet duidelik dat die VSA se buitelandse beleid tans deur die Jode bepaal word, deur die Joodse staat en die Joodse staat se doen en late. So ja, iets wat baie belangrik is, luister 'n bietjie na hierdie video waar hy dit vir jou mooi verduidelik, hoe werk die Samson option en hoe ernstig is dit, boonbehalwe die feit dat as daar 'n missiel val op die Dimona fasiliteit, is daar 'n kans dat van hierdie kernbomme sal afgaan. Maar die Bybel sê dat die Midde-Ooste, veral daar waar die Joodse staat is, sal 'n woonplek raak vir die veldduiwels en niemand sal ooit weer daar woon nie. Dit sal 'n radioaktiewe woestyn raak. Israel's nuclear policy is one of the most secretive and dangerous strategies in the world. Let me explain. Israel follows a policy of nuclear ambiguity. That means they've never confirmed or denied having nuclear weapons. But experts estimate they have around 80 to 90 warheads, hidden in submarines, silos, and even on aircraft. Now here's where it gets wild, the Samson option. This is Israel's unofficial doomsday doctrine. If the country's existence is ever threatened, they might launch a massive nuclear retaliation, even if it means mutual destruction. The name comes from the biblical story of Samson, who brought down a temple on himself and his enemies. It's not just strategy, it's a psychological deterrent. And here's the twist. Israel is not part of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, so it's not bound by the same rules as the US or Russia. Silent but ready, that's Israel's nuclear game. Want more hidden military strategies and global secrets? Hit follow.